Die eerste boek van Johannes, hoofstuk 3 vers 4, lui soos volg. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Welkom by Geloofspad. In 'n wêreld wat die lyne tussen reg en verkeerd toenemend vervaag, staan die woord van God duidelik en onwrikbaar. In die eerste boek van Johannes word ons gekonfronteer met 'n ontnigterende waarheid. Sonde is nie net 'n fout of 'n misstap nie. Dit is wetteloosheid. Dit is nie bloot die oortreding van reëls nie, dit is om in rebellie teen die karakter en gesag van God te leef. Johannes skryf dit in skrille kontras met die reinheid wat net 'n vers vroeër beskryf is. Die een wat in Christus bly, wat hom werklik ken, kan nie voortgaan in opsetlike, onberouvolle sonde nie. Hoekom? Omdat Christus nie net gekom het om ons te vergewe nie, maar om ons van alle wetteloosheid te verlos en vir homself 'n volk te reinig wat ywerig is vir goeie werke. Hierdie waarheid tref die kern van 'n gevaarlike wanopvatting, dat genade toestemming is om te sondig. Johannes se boodskap weerspieël Paulus se. Diegene wat deur genade gered word, is nie wetteloos nie, maar word daardeur verander. Die teenwoordigheid van Christus in ons beteken dat sonde nie meer gemaklik of versoenbaar is met wie ons is nie. Dit gaan nie oor perfeksie nie, maar oor rigting. Diegene wat uit God gebore is, maak nie 'n gewoonte van sonde nie. Hulle word daagliks vernuwe. Hulle haat sonde, nie omdat hulle volmaakte mense is nie, maar omdat die Gees van God in hulle woon. Hulle harte is nie meer tuis in rebellie nie. Die woord van God, alhoewel dit deur die wêreld bespot en verwerp word, bly ons onwankelbare fondament. Dit versoeter nie sonde nie, want dit spreek die waarheid. Die waarheid wat ons vrymaak. Terwyl die wêreld God se standaard bespot, weet ons wat glo dat sy woord 'n skat is wat die pad na lewe en geregtigheid openbaar. Johannes trek 'n skeidslyn. Die gereddes en die verlorenes, die regverdiges en die wettelooses, die kinders van God en die kinders van die duiwel. Dit is nie ons woorde nie, maar ons wandel wat openbaar wie ons is. Laat ons onsself ondersoek. Bly ons in Christus? Vlug ons van sonde of flankeer ons daarmee? Laat ons mense wees wat nie deur wetteloosheid gekenmerk word nie, maar deur gehoorsaamheid, nederigheid en liefde. Mag die hoop wat ons in Christus het, ons daagliks suiwer, net soos hy rein is. Laat ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die waarheid van u woord en die genade wat ons van wetteloosheid verlos. Help my om in gehoorsaamheid te wandel, nie as iemand wat u genade as vanselfsprekend aanvaar nie, maar as 'n kind wat u liefhet en eer. Reinig my hart, versterk my tree en laat my lewe die geregtigheid van Christus weerspieël. Mag baie wat steeds in rebellie wandel, tot u waarheid getrek word en deur u genade gered word. In Jesus se naam, amen.